Goeiedag almal. Om ons is feitelik alles besig om in duie te stort. Ons hoor van oorloë, opstande, moord, bedrog, gesinne word uitmekaar geskeur, pestsiektes is in die orde van die dag en waar jy ook al beweeg is dit onveilig. Daarom is dit vir ons uiters belangrik om te doen wat reg is, seëvierend te leef en 'n positiewe impak te maak op diegene rondom ons. En om dit te kan doen, beteken dit eenvoudig dat ons net kan staatmaak op die bystand en die krag van die Here wat in ons werk. Dit is nie die wil van die Here dat ons ding op ons eie moet probeer doen nie. Daarom nooi hy ons uit om na hom te gaan vir krag wat ons nodig het om ons daaglikse werk te doen. Romeine 8 vers 31. Wat sal ons dan van al hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? En luister 'n bietjie Psalm 118 vers 6. Die Here is vir my. Ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Kan jy sien? Wanneer ons hom toelaat om ons te versterk, ontvang ons nie net krag wat ons nodig het nie, maar ons ontwikkel ook verhouding met hom. En weet jy wat? Die Here skep behaag daarin om krag aan ons te gee. En aan die ander kant skep Satan behaag in mense wat alles self wil doen, want hy weet, as hulle op hulle eie krag staat maak, sal hulle nie baie lank teen sy aanvalle staande kan bly nie. Ag, ons kan nie waag om in ons eie krag en wysheid staande te probeer bly en om te seëvier nie. Toe Elia moedeloos en kragteloos was, het die Here 'n engel gestuur om hom te voed en met krag te vul. 1 Konings 19 vers 5 en 8. Daarop gaan Elia lê en raak onder 'n besembos aan die slaap. En kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op, eet. Hy het toe opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by Horeb, die berg van God. Net die krag van die Here is in staat om te voldoen aan elke uitdaging wat jy in die gesig staar, en dit is altyd beskikbaar vir die wat daarvoor vra. Die volgende baie belangrike vers in die Bybel is wat die Here aan elkeen van ons vandag sê. Romeine 8 vers 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Jy weet, in Christus Jesus is jy 'n oorweldigende, 'n enorme, jy's 'n kampioen van kampioene. Jy's beslis nie 'n sukkelende, ploeterende verloorder nie. Kyk met die oë van die Here na jouself in die lig van Romeine 8 vers 31. As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Besluit nou om jouself te sien so wat die Here jou sien as sy kind. Iemand wat met krag en autoriteit op slange en skorpioene trap. Iemand wat die Satan onder sy voete verbrysel. Jy's 'n gevaarlike teestander vir Satan en al sy trawante wat vandag, môre en oormôre teen jou sal kom. Want die Here is vir jou. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Dankie daarvoor, Here. Amen.